Vandag is donderdag 5 Februarie. Baie welkom by vandag se luistermeditasie. Die teksgedeelte waarby ons vandag gaan vertoef is Matteus 5 vers 1 tot vers 11. Voor ons die gedeelte gaan saam lees, wil ek jou graag nooi om saam met my 'n kers aan te steek. En dan wil ek jou graag nooi om rustig te raak en jouself oor te gee vir hierdie oomblik. Haal 'n paar keer sommer net lekker diep asem. Met elke asemteug herinner jouself daaraan dat God in jou tuis is. En soos wat jy uitblaas, wil ek jou nooi om dit wat voorop by jou is in hierdie oomblik, gedagtes en emosies, een vir die Here te gee. Asem in die teenwoordigheid van God wat in jou tuis is. Blaas uit en gee alles vir die Here en herhaal dit vir 'n tyd lank. Maak nou jou hande oop op jou skoot vir 'n oomblik, simbolies as 'n teken dat jy jou ook wil oopstel om van die Here te ontvang in hierdie tyd. Ek wil jou nooi om hierdie tyd van refleksie oor die teksgedeelte eers te begin deur na te dink wat dit is wat jou werklik gelukkig maak. Wat is die goed wat jy doen, waarby jy betrokke is, verhoudings waarbinne jy staan, wat jou werklik gelukkig maak, en dink vir 'n oomblik, wat daarin maak jou so gelukkig? Nou wil ek jou ook graag nooi om te dink, wat is dit wat jou in die lewe nogal ongelukkig maak, hartseer maak, jou seer maak? Dinge wat gebeur, verhoudings waarbinne jy staan, wat in dit is die goed wat jou werklik ongelukkig maak en seer maak? Dink vir 'n oomblik ook binne hieroor. In die bergpredikasie in Matteus 5 lees ons hoe Jesus met sy disippels en ander mense wat hom volg begin praat oor werklike geluk. Hy gebruik die Griekse woordjie makarios. Makarios is 'n uitermate vorm van geluk. En hy probeer vir hulle sê, wat is dit
wat mens uitermate gelukkig maak. Ons lees daarvan vanaf vers 1, Matteus 5. Toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan en nadat hy gaan sit het sy disippels na hom toe gekom en hy het hulle geleer en gesê, geseënd, dis die woordjie makarios, werklik gelukkig, is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd, makarios, werklik gelukkig, is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd, makarios, werklik gelukkig, is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd, makarios, werklik gelukkig, is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd, makarios, werklik gelukkig, is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd, makarios, werklik gelukkig, is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd, makarios, werklik gelukkig, is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd, makarios, werklik gelukkig, is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd, makarios, werklik gelukkig, is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê, wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Wat is dit wat jou werklik gelukkig maak? Wat is dit wat vir jou hierdie diep vreugde gee? Jesus kom leer vir ons, dit lê in afhanklikheid, dit lê daarin dat mens kan treur saam met mense wat hartseer is, dit lê in sagmoedigheid, dit lê in 'n diep soeke na wat reg is, in barmhartigheid, in 'n rein hart, dit lê daarin dat mens vredemakers is, dat mens bereid is om op te staan vir goed al moet jy vervolg word. Wat het jy vandag nodig van die Here om werklik gelukkig te wees? Praat bidend met die Here hieroor. Jesus kom wys vir ons dat ons dikwels in ons wêreld op die teenoorgestelde plek van waar geluk werklik is, na geluk soek. Wie wil nou afhanklik wees? Wie wil nou broos wees? Wie is nou sagmoedig? Ons praat ons van 'n sagmoedige ou hondjie. Waar in hierdie wêreld soek mense nog na wat reg is? Barmhartigheid, deernis, reinheid. Waar's die vredemakers vandag? Nee, ons wil opstaan en ons wil onsself kan bewys. Maar is ons bereid om ook selfs vervolg te word en teen die stroom in te gaan?
Maar dis daar, sê Jesus, waar ons verras sal word met 'n diep innerlike uitermatige vorm van geluk. Deel met die Here wat vandag en in hierdie oomblik op jou hart is. Here, dankie dat ek kan besef dat werklike geluk nie daar buite iewers op 'n plek of in dinge lê nie, maar dat dit lê in my verhouding met U. En dat dit in die eerste plek begin by 'n diep afhanklikheid. Gee my die genade om daai te leef. Amen.